Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na die begin, Genesis 1. Wanneer ek en my vrou Rihanna tyd het, geniet ons dit om terug te kyk na waar alles vir ons begin het. So sal ons deur ou foto's kyk of net oor gebeurtenisse gesels wat vir ons uitgestaan het. Ons sal stories vertel van hoe dit was as kind toe ons groot geword het. Nou hoe kan ek die stories aanvaar wat sy vertel of selfs hoe kan sy dit as waarheid vat wanneer ek my kinderstories vertel? Daar is iets van die begin en van weet dat dit so was. Ek ken haar, daarom was dit so. Maar op die einde was die volgende belangrik. Vir ons was die begin toe alles vir ons begin het. En daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here ook sal verstaan en dankbaar wees dat daar wel 'n begin was. Genesis beteken ook die begin. Dis amper soos om 'n fotoalbum te vat en te sien waar alles begin het. Dis ook belangrik dat ek en jy moet glo dat alles nie net per toeval gebeur het nie, maar vir 'n rede. Dat dit skepend was, dat dit berekend was en dat dit 'n skepper gehad het wat my en jou geskaap het uit verhouding vir verhouding. Dis wanneer ons hierdie elemente uithaal dat verwarring en misleiding kom. Daarom begin die boek Genesis met die woorde wat alles saamvat. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die boek Genesis word deur Moses geskryf en die uitgang van die boek is nie om God ons Vader se bestaan te beskryf of om saam te vat nie. Dis die begin en die Vader was daar al van voor die begin. Amper al die belangrike doktrines en leerstellings van die Bybel het hul fondasie of begin in die boek Genesis. Dit bevat die volgende fundamentele beginsels: sonde, die val, verlossing en regverdigmaking, die belofte van die Messia, Jesus Christus, die persoonlikheid van God. Dit gee ons ook die oorsprong van die heelal, die orde en die kompleksiteit, die atmosfeer en hidrosfeer, die lewe, mense en huwelik, goed en sleg, taal, regering, kultuur, nasies en godsdiens. In die begin het God, die Hebreërs gebruik Elohim, wat meervoud is. Dit is belangrik om te besef dat God daar was van die begin, en selfs in die boek van die begin word daar verwys na God en die meervoud, die drie-eenheid. Ons lees dat God daar was, die Heilige Gees wat oor die waters gesweef het, en die woord wat gespreek was. Hierdie dui so mooi op die feit dat God 'n drie-eenheid is. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hierdie vertel ons dat God nie bestaande materiale gebruik het om die hemel en die aarde te skape nie, dat die skepping uit God se wil was. Die Hebreëse woord bara, geskep, is spesifiek dat dit uit niks geskep was nie. Ons lees verder in vers 2, dat die aarde woes en leeg was. Daar is menings dat daar 'n tydperk verloop het tussen vers 1 en 2. God skape die hemel en die aarde in vers 1, maar vers 2 verwys na die aarde as woes en leeg. Ek wil nie vanoggend hier stil staan nie, maar aanbeweeg dat die feit dat die Here dit nie daar gelos het nie. Ons sien dat die Gees van die Here oor die waters gesweef het, of die Engels sê dit so mooi, he hovered over the waters. Dit is interessant dat die voorbereiding en die verandering van die aarde begin was met die Heilige Gees. Net so vandag het ek en jy die Heilige Gees in ons lewens nodig om verandering te bring, anders sal ons lewe ook woes en leeg wees en dalk bly. Ons lees dan verder waar die Vader die aarde skep en orde bring, die skepper wat presies is in dit wat hy doen. God begin die skepping met die woorde, laat daar lig wees, en daar was lig. Hierdie skepping van lig word gedoen nog voor die son en die maan geskape was of geskep was op dag 3. Dis hoe God vandag nog werk, soos van die begin af. Paulus noem in 2 Korintiërs 4 dat die evangelie vir ons lig bring. Dis die lig in ons lewe wat orde bring in dit wat woes en leeg en onbewoond is. In Openbaring 22 noem ook dan dat in die nuwe hemel en die nuwe aarde daar nie 'n son of maan gaan wees nie, maar dat God homself die lig sal wees. God sien dat alles goed was wat hy geskep het en geformeer het, en hy seën die mens om te vermeerder en te regeer. Mag die Heilige Gees jou dan ook terugvat in die album van waar alles begin het. Mag jy die Vader se liefde ondervind, ons Vader, wat selfs in die begin die einde geweet het.
en dat die einde oorwinning sal wees. Miskien lyk dit tans woes en leeg in jou lewe. Laat toe dat die Heilige Gees wat hover, as ek die Engels kan gebruik, oor jou lewe, verandering kan bring. Laat Jesus die lig wees in jou lewe, deur die evangelie, sy reddingsplan, en na die Vader toe, om in beheer te wees van vandag af in jou lewe, soos hy eintlik al van die begin was, nog voor jy geskep was. Mooi dag vir julle.